My broer en my sis, ons praat oor my lewe in die familie van God. My lewe in hierdie familie van God. Daar's 'n familie van God die jou hart vir die Here gegee het, toe is ons 'n ewe skielike familie. En hoe sê hulle, jy kan nou nie eintlik veel van jou familie kies nie, né? So is dit. En as ons in die hemel ingaan, daardie persoon dalk wat jou irriteer, daai persoon dalk wat jou 'n bietjie frustreer het, moet ek vir hierdie een persoon gesê, wat nou daarvan as jy hom nou eers in die hemel sien? O, Griet. Wat van as hy nou die eerste een is wat jy nou daar in die hemel sien, as jy daar by die poorte inkom? Ag, mag die Here ons almal help. Amen. Dat ons verstaan hoe om as familie van God te leef, want aan die einde van die dag is dit die droom wat die Vader gehad het. Toe hy die perfekte alles gehad het. In 'n perfekte hemel het hy gesê, ek soek meer. Ek soek 'n familie. En die konsep van familie was gebore in sy hart, en dit is die definisie van sy droom. Familie. Hy wil genoem word Vader. Ons sy kinders. Hy, God, ons sy volk. Hallo? Met 'n familie waar hy sê, wat jy aan hom gedoen het, het jy aan my gedoen. Grootste gebod, om my lief te hê, sê die Here, maar jou naaste soos jouself, want my droom is 'n familie. So my vraag is, my broer, my sis, hoe betrokke is jy? Hoe gee jy jouself in hierdie familie? Hoe is jy familie? Hoe verstaan jy hoe om familie te wees? Nou, ek het so 'n paar punte en ek moes vanmôre alles weer oorskryf, want die mense sê, hulle kan nie my skrif lees nie. Ek weet nie wat's fout met hulle nie. Maar, halleluja. Die Here is groot, die Here is goed. Amen. So ek wil net so 'n paar hoofpunte hier so uitlig oor familie van God. My lewe in die familie van God. Jy kan hom so neerskryf. En elkeen van hulle, my broer, my sis, ek weet nie, Jesus is nie 'n man nie, hy het verdwyn. Hy is seker nog hier so op pad. Hy is nie hopelik nie hemel toe nie, maar ja. Eerste punt. Kinders van die Vader, as jy hom so kan skryf. Kinders van die Vader. 1 Johannes 3 vers 1. Wat 'n voorreg. What an awesome privilege to be called sons of the living God. Kinders van die lewende God. Goeiemôre, is almal hierso? Kom ons fokus lekker. Skryf hom sommer neer. Kinders van die Vader. Dis die grootste wonderwerk. Mense sê, ek vertrou die Here vir wonderwerke. Jy is die grootste wonderwerk wat gebeur het in jou lewe. Dat jy 'n kind van God kom word. Jy verdien. Ek het en jy het, soos wat ons altyd sê, het een reg. Ons het een reg. Kom ons staan op ons regte. Ons het een reg. Sterf en gaan hel toe. Dis die reg wat jy het. Maar deur die genade van God is ons geregverdig in Christus. Hy is ons geregtigheid. Hy alleen gee vir ons die reg om voor die Vader te wees. He is our righteousness. Amen. So wanneer ek 'n vingertjie wil wys of wanneer ek op 'n reg wil staan, dan moet ek eers sê, dit was nie reg dat Jesus gesterf het aan die kruis nie. Dit was nie reg nie. Want hy het niks verkeerd gedoen nie. Ons het dit verkeerd gedoen. So kom ons praat oor wie is verkeerd, wie is reg in ons verhoudinge in die familie van God. Dan is ons eerstens, moet ons posisioneer op 'n plek waar God nie is nie. En in daai plek, voordat ek net wil sê, hierin is reg, daarin is verkeerd, hierin is reg, daarin is verkeerd, moet ek net eers sê, dit was nie reg dat Jesus sterf nie. En ek wil op my reg staan, dat ek sterf en hel toe gaan. Dis van ons op ons reg te staan. Maar ons leef vanuit een plek, vanuit genade, en dis hoekom Paulus sê, ek kan in niks roem, behalwe in die kruis van ons Here Jesus Christus, Galasiërs 6, vers 14. Kinders van die Vader, my lewe in die familie. So,
Hoe moet 'n kind homself gedra? In jou gesin, toe hy groot geword het. Toe jou pa en jou ma, of jou oom en jou tannie, of jou oupa en jou ouma, wie ook al daar was, vir jou probeer leer, hoe moet 'n kind homself gedra? Onthou julle so iets, né? Hoe moet 'n kind homself gedra? En ek en jy moet vir die Heilige Gees vra, hoe moet ek as 'n kind myself gedra teenoor my Vader God? Nou hier is 5 hoofpunte, en onder elke hoofpunt is daar 10 punte, en elkeen van die 10 punte van die 50 punte is 'n preek van 'n uur. Maar ons gaan nou nie 50 ure kan doen nie, so ek weet nie wat gaan ons doen nie. Ons kyk maar wat vorder ons, hoe verder ons, vorder ons. Maar wat ek die grootste ding wil vra is, asseblief, gaan werk dit deur met die Here. Gaan sê vir die Here, Heilige Gees, wys my deur die woord. Hoe moet ek myself as kind van God gedra? Hoekom gedra jy jou? Want jy verteenwoordig daardie familie. Hoekom gedra jy jou? Want mense moet weet wie is jou pa. Wie het 'n kind so vieslik groot gemaak? Of wie het daai kind glad nie groot gemaak nie? Of wie het daai kind so seer gemaak? Wie het daai kind so mishandel? Dat daai kind so lyk. Nee. Watter wonderlike vader moet daardie persoon hê, dat hy so 'n kind kan wees. Dit bring eer aan die een wat jy noem Vader, as jy weet hoe om jou te gedra, soos 'n kind van God. So as dit deel is van jou lojaliteit tot jou Vader, dan sê ek, leef so, dat die Vader geëer word, dat die mense kan herken, wie is jou pa? En wat se werk het hy in jou gedoen, dat jy so optree as 'n kind van God. Amen. Asseblief. Ek los hom daar. Daai uur preek. Tweede een. Bruid van Christus. Van die Vader is jy kind. Van Christus is jy die bruid. Openbaring 19 vers 7. Ons gaan nie op hierdie skrifte ingaan nie, want die versoeking gaan wees om dan ver in te gaan. Daar sê, maar ek vra vir jou, vra Heilige Gees. Openbaring 19 vers 7. Hoe tree jy op as die bruid? 'n vrou wat op 'n sekere manier optree. 'n bruid wat op 'n sekere manier optree. Weet die bruid, nou gaan sy het nou klere aan, maar sy so halwe klere, dis nie so 'n mooi klere nie, maar nou loop sy, right, laat ons gaan. Ons gaan vandag nou trou, jy weet. Wat's fout met daai bruid? Is sy lief vir daai bruidegom? Is sy lief vir daai man? Is daar liefde tot hom? Is daar 'n bewondering van bruid tot bruidegom, bruidegom tot bruid? Is daar iets wat mooi is in die hele konsep van die huwelik? Die skrif sê dit is 'n geheimenis. Dis 'n geheimenis. Dis 'n geheimenis van dit wat mooi is. 'n Geheimenis van dit wat kosbaar is. 'n Geheimenis. En ja, dit gaan nie altyd so maan skyn en rose, né? Salomo het mos so gesê. Die huwelik is nie altyd maanskyn en rose nie. Amen. Nee, ek het gewag vir 'n amen dat ek hom uitvang. Nee, dit staan nie so nie. Maar wat wil ek sê, my broer, my sis, iemand moet kan sien as daai dame verlief is of as daai man verlief is. Jy weet nie, sy oë kyk so oor mekaar, jy weet. Dan weet jy, o, jette, wat gaan daar aan? Kyk hoe verlief is daai ou. Kyk hoe verlief is daai dame. Mag mense sien op wie jy verlief is. Want in hierdie verhouding as bruid teenoor die bruidegom is daar 'n liefde wat sê ek word gedring deur die liefde. And that love drives out all fear. That love drives out all fear. Hallo? Vrees vir verwerping, vrees dat ek nie aanvaar word, vrees dat ek gespot gaan word, vrees dat mense met my lelik gaan wees. As ek veilig is in hierdie verhouding en mense praat vieslik van my of mense kraak jou af of mense beledig jou of mense boelie jou of mense, hallo? Wie het dit al beleef op skool? Wie het dit beleef? Hoeveel ouens, selfs vandag, selfs deur die selfone ook. Hallo, maar as jy weet het, jy weet. Wie is jy as bruid?
want die Christus het homself gegee vir die bruid, maar te was met die waterbad van die woord. Waarvan praat ons daai skrif in Efesiërs 5, vir die wat wil gaan kyk daarna. Dit praat van die woord van die bruidegom. Maak jou mooi, maak jou mooi, maak jou skoon. Daar wat hy in Openbaring praat van fyn linne wat vir haar gegee is om te dra, die bruidsrok wat gegee is. Daai skoonheid is God se woord wat hy oor jou gespreek het. Die bruid is mooi, want die bruid het die woord aanvaar en toegelaat dat die woord die bruid was. Toegelaat dat die woord die bruid was. En die intimiteit tussen bruid en bruidegom kom vanuit die woord. Intimiteit wat jy beleef as jy die woord vanuit verhouding lees en verstaan, hier is die lewende woord. Hoe intiem is jy met die lewende woord? My boet, my sis, hoe intiem is jy met die lewende woord? Nie net ek soek 'n antwoord, nie net hier is 'n openbaring, nie net dis hoe die dinge werk, nie net dis hoe ek my lewe moet bou nie. Die kern van God se droom is verhouding. So vanuit die woord, hier's Vader se hart vir jou as kind. Hier's jou bruidegom se liefde en die taal van sy liefde vir jou as bruid. Hierdie eerste 10 punte is wie jy vir ewig sal wees in 'n familie, die familie van God. En dis hoekom die vyand met alle mag, alles, die gees van die wêreld, en hy moet probeer die familie afbreek. Daar moet nie 'n pa wees, die pa moet nie daar wees nie, die seer moet daar wees, die teleurstelling moet daar wees. Selfs in die kinders van God as families wat by mekaar kom, waar die Here jou plaas as 'n familie. En wie weet, in familie, dis daar waar jy kan foute sien. Nou nie julle nie. Ander. Maar wat sê ek? En dis die plek waar ek God se genade moet leer. Genade moet gee, genade vir myself, genade vir hulle. Want dit alleenlik deur genade het jy deel geword van die familie van God. Jy het geen reg gehad om deel te wees van God se familie nie. Geen reg. 100% rede om nie deel te wees van God se familie nie. Maar God het besluit, so sal dit wees. So sal dit wees. Is ons met mekaar? So, gaan vat 'n uur, gaan vat 'n tyd en sê, Here, hoe moet ek as bruid optree, that I will not shame the bridegroom? Dat ek nie myself so sal posisioneer en om te dink, met wie wil sy trou? Hallo. Waar's die liefde? Waar's die liefde wat ek kies, maar baie keer die liefde van net, hoe meer ek kies om die woord lief te hê, die liefdesbrief van my bruidegom, hoe meer sal dit 'n realiteit word, hoe meer sal dit in my emosies begin gebeur, dat ek 'n begeerte vanuit my gees het. My siel het nie altyd 'n begeerte nie, my siel se emosies, ek voel dit en ek voel dit, maar ek moet eerlik wees, ja, jy moet eerlik wees, maar dit is nog nie siel wat praat. Dis nie die ware jy nie. Die regte jy, jou gees, het 'n begeerte, het 'n liefde vir die bruidegom. Maar God het vir jou oopmaak, jou lewe in die familie van God, tot in alle ewigheid. Dis die definisie van ewigheid vir jou. Nommer 3, tempel van die Heilige Gees, 1 Korintiërs 6:19. Jy is die tempel van die Heilige Gees. Hoe lyk die tempel? Hoe skoon is die tempel? Hallo? Is iemand belangrik mos daar jou kom besoek? Is iemand belangrik jou kom besoek? Dan gaan jy so 'n bietjie opruim. Hoekom? Om 'n show voor te sit. Hoopelik omdat jy respek het vir die mense wat inkom. Hallo. As iemand by jou kom bly en is iemand verskriklik belangrik, dan gaan jy dinge verander in die huis sodat daar nie net plek is nie, maar dat jy gaan op 'n sekere manier optree. Maar nou is ek wil amper sê die ergste van alles is,
Hierdie persoon is die eienaar van die huis, wat in die huis wil bly, terwyl jy ook in die huis is. Tempel van die Heilige Gees. Jy bly toevallig in hierdie tempel. Goeiemôre. Daai tempel, daai liggaam is eerstens die tempel van die Heilige Gees. So wat maak jy met God se tempel? Behoort aan hom, behoort aan hom. Behoort nie aan my en jou idees, eerstens my en jou begeertes, my en jou persoonlikheid, my en jou opinies, my en jou teleurstellings, suksesse, mislukkings en al die goedjies. Ja, ek moet deur dit werk, maar hoekom moet ek deur dit werk? Want daai negativiteit kan nie hier woon in hierdie tempel nie. Hy het nie die reg om te woon in hierdie huis nie. Want hierdie huis behoort nie aan hom nie. Hierdie huis is die tempel van die Heilige Gees. So watter respek het ek vir die eienaar van die huis? Watter respek het ek vir die eienaar van die huis? Maar ewiglik aan die einde van die dag gaan God in jou en met jou en by jou woon. Dit is deel van familie wees. Familie wees. Is ons met mekaar? Elkeen is 'n uur of 2 of 3 of 'n reeks van preke, van lering, wat jy by God kan gaan hoor. Nommer 4. Lewende stene in 'n geestelike huis. 1 Petrus 2 vers 5. Jy is 'n lewende steen. Jy is net 'n lewende steen as jy Heilige Gees in jou toegelaat het, as jy die Here aangeneem het. Daar's baie stene, daar's baie klippe wat ons kan gooi na mekaar. Maar 'n steen wat lewe hop nie rond nie, nee, dis nie wat dit beteken nie. Maar daar's lewe in daai steen. Daar's nie veronderstel om 'n lewe in 'n steen te wees nie. Wie het al lewe in 'n steen gesien? Dit is 'n klomp mure of goed daarin, seker. Maar wat is 'n lewende steen? Dit beteken daar's 'n agenda met hierdie, daar's 'n lewende agenda. Daar's 'n lewende agenda met daai baksteen, met daai steen wat daar lê. Daar's 'n lewende agenda. Goeiemôre. So jy's 'n lewende steen want God het 'n agenda met jou. Kom ons sê ek is 'n lewende steen want God het 'n agenda met my. So daai agenda lewe in jou. Dis God wat 'n plan het. Dis God wat 'n strategie het. En God homself is die strategie. Uit sy hart kom die strategie. Uit sy droom is daar 'n strategie en dit lewe in jou. So as jy sien, maar ek het 'n strategiese lewe. Hoekom het jy 'n strategiese lewe? Omdat jy 'n lewende steen is. Want 'n steen is nie 'n steen om 'n steen te wees nie. Goeiemôre. 'n Steen is daar om ingebou te word met 'n doel, sodat dit deel vorm van 'n doel om 'n huis te skep vir iemand. So in die familie van God leef jy met 'n strategie. In die familie van God is jou lewe strategies in die familie. Ek gee daarom so 'n bietjie daar by die kerk. En dit hang af of jy dankie kry, en hang af of jy erken word, en hang af of almal mooi optree, en hulle performance is goed, jy sit op die troontjie, en jy evalueer, is almal se optrede teenoor my korrek, dan sal ek myself gee. Watter arrogansie. Watter arrogansie. Maar as ek verstaan, deur genade wie ek is in die familie van God, dan verstaan ek ook, ek is strategies daar. Ek is strategies in die familie van God en ek moet myself gee op 'n sekere manier in die familie van God. Daar's lewe in hierdie steen. Want die strategie wat God vir my het, gaan lewe bring. Wanneer ek in 'n situasie kom, wanneer ek in die werk is, wanneer ek waar ek beweeg, daar's strategie wat uit my gaan kom wat lewe sal bring. Is ons met mekaar. Lewende steen, ongelukkig, of jy nou like of nie,
Jy word ingemesseld langs 'n ander steen en 'n ander steen en bo 'n ander steen. Ek gaan nie onder hierdie ene onderwerp nie. En daai ene moet aan my onderwerp en ek moet so skouers skuur in hierdie ene, ek moet 'n bietjie skouers skuur in hierdie ene. En ag, dis so wonderlik want jy kan mos kies langs watter steen jy ingebou moet word. Ja, kom ons huil daaroor. Mag die Here jou help dat ek respek het vir die eienaar van die huis, respek het vir die bouer van sy kerk, respek het vir die bouer van die geestelike huis wat bepaal hoe moet dit wees. En jy moet by God hoor, is ek in hierdie gemeente, is ek in daai gemeente, is ek in daai gemeente, en jy is daar nie omdat jy dit die meeste like nie. Hallo, dis goedkoop verhouding, dis goedkoop commitment, dis cheap. Dis cheap, maar by God is die ding van ek gee myself nie cheap nie. Hallo? En daarom bly jy daar, omdat jy respek vir God het. Daardie ou, as hy in daai gemeente moet wees, beter hy nie hiernatoe kom nie. Want dit is Jona in hierdie boot en hy gaan 'n storm veroorsaak. Hallo? Maar elkeen moet wees presies waar God hom geroep het en jy gee jouself met 'n doel strategies in daardie familie waar God jou gesit, in daardie geestelike huis. Hoekom? Net omdat jy respek het vir God wat gesê het jy is met 'n doel strategies as 'n lewende steen in daardie huis. Ek is besig met dit en ek is besig met dit en ek is baie besig met dit. Dan is oké, as die Here jou so gesê het, dit is wat jy moet doen. Maar vir sy koninkryk, en hoe baat sy koninkryk? Ek praat nie van tiendes en offergawes nie, that's obvious. Ek praat van watter impak het jy in die koninkryk? Wat beteken dit? Die koning wat deur jou werk, die koning wat deur jou praat, die koning wat die finale gesag het in jou besigheid, in jou praktyk, in dit wat jy doen. Hoe sien jy die finale gesag van hom? En dat mense weet, jy leef onder gesag van die koning. Dan bou jy koninkryk. Lewende stene in 'n geestelike huis. Daai skrif sê, wat geestelike offers bring aan God. Daar's 'n offer wat jy aan God kan bring, wat onmoontlik is as individu om dit te bring. Maar as jy deel is van 'n geestelike huis, dan is jy deel van 'n geestelike offer wat daar gebring word, wanneer ons saam die Here aanbid deur sang. Ons bid hom deur ons lewenstyl. Bid om deur ons lewenstyl, maar wanneer ons verklaar, en soos wat God besluit het, sing tot eer van die Here. Hy het die konsep gebring van sing, of jy talent het of nie. Sing. As jy so skief sing soos die nag, sing net so 'n bietjie meer na regs. Jy weet so. Nee, wat sê ek? Dis 'n opdrag, klaar. Of jy talent het of nie, of jy so voel of nie. As jy respek het vir die pa van die huis, Vader God. Respek het vir die een wat gedroom het oor 'n familie. En dan sê hy, in hierdie familie gaan ons sing. Daar gaan iets wees soos sang. Daar gaan iets wees soos musiek. En dis wat ek in my familie soek. Ek soek dat my familie sing. Ek soek dat hulle musiek maak. Ek soek dat hulle opgewonde is wanneer hulle sing. Ek soek dat hulle my eer. Ek soek dat hulle sal sing of hulle nou so voel of nie. Maar 'n loflied is gepas, sê die ou vertaling. Lewende stene. My lewe in die familie van God. Volgende een, nommer 5. Woning van God. Woning van God. 'n Lewende steen met 'n strategie, maar die woning van God, dit is mos toe ons gemeente plant en ek sê, Here, wat is die gemeente? Watter doel? Watter doel het die gemeente? Want kerk, ek verstaan eklesia, wat beteken die uitgeroepenis, uitgeroep, maar uitgeroep vir wat? As ek sê, ek is uitgeroep uit die robbies uit. Ek is uitgeroep uit daardie groep. Ek is uitgeroep uit dit uit. Wonderlik. Vir wat? Vir wat? So kerk beteken net eintlik, kerk, die woord kerk sê vir jou, vir wat? Uitgeroep. So as jy vir iemand sê, ek glo in die kerk, of die kerk is dood. Ja, vloek uit die hel uit. Praat saam met die duiwels.
Die kerk is so, die kerk is so, die kerk is so, ons is nie onder die instap. Jy praat van ouens wat dalk 'n verkeerde beeld gehad het van kerk, wat verkeerd gebou het oor kerk. Maar wees versigtig wat jy sê. Jy is deel van die familie. En God het gesê, daar is iets soos kerk. So gaan sê vir die Here, hy is verkeerd. Gaan sê vir die Here, daar is nie veronderstel om so konsep te wees nie, u het 'n fout gemaak. Of, sê, wat is my rol? Wat is my lewe? As ek deel is van die kerk, as ek deel is van die uitgeroepenis, dit beteken nie uitverkiesingsleer wat dwaling was. Uitgeroepenis beteken, ek is uit die robbies, called out of darkness into his marvelous light, is ons met mekaar, vir wat? Om 'n woning van God te word, Jesus bou sy kerk, Jesus bou met die ouens wat uit die duisternis uitkom. Hy bou sy kerk en wat gaan hy doen met die kerk? Hy gaan die kerk gee vir sy Vader as 'n woning. Hallo. Vader is besig met die kerk. Hy sê vir Jesus, sit aan my regterhand totdat ek wat? Totdat God die kerk gee as wat? As 'n bruid vir sy seun. Hier kom God en jy word die beste geskenk van die Vader. Die kerk word die beste geskenk van die Vader vir sy seun. En hy noem dit bruid. Hier kom die seun en die beste geskenk wat hy wil gee vir sy Vader is, hier is u woning. God drie-enig. Dit wat mooi is. Daarom gee jy jouself vir die Vader. Daarom gee jy jouself vir die Seun van God. Want jy is in Vader se agenda en jy is in Jesus se agenda. En die Heilige Gees maak dit vir jou praktyk. Want hy is in jou met 'n agenda. Amen. Asseblief. In die konteks van hierdie het jy 'n lewe. En jy moet uitvind in die praktyk, wat beteken dit as ek hier die familie van God en die droom van God eer? Ek het respek vir Vader se droom, want as hy nie gedroom het oor my nie, was ek nie hier nie. Want ek is gebore in sy hart as 'n droom. Die mensdom, die familie van God is gebore in sy hart as 'n droom. Dis van waar jy kom. Onthou, ons sê altyd, as iemand vra, waar is jy gebore, dan sê jy nie Potchefstroom of Bloemfontein nie. Jy sê, ek is gebore in die hart van die Vader. Dan dink hulle, jy is freaky. Maar dan, glo my, ek het dit 1000 keer al beleef. En dan vertel jy hulle, weet jy, en jy is eintlik ook daar gebore. Stop net daar. Johannes 14:23, woning van God. As iemand my lief het, laat hom my woord bewaar. Wat beteken dit? As iemand my lief het, sal dit eg wees. As iemand my lief het, met die ware liefde, sal hy my gebooie bewaar. Wat beteken dit? Dit sal nie 'n cheap woordjie wees nie, in gebed nie. Dit sal nie 'n goedkoop woordjie in 'n loflied wees. I love you, Lord. Dit sal nie goedkoop wees op jou lippe nie. As iemand dan sê dat hy my lief het, sal daar kwaliteit in hom wees. Hy sal my gebooie bewaar. Die Vader sal hom lief hê. Hy sal die realiteit van liefde beleef. En ons, sê die skrif, Vader, Seun, Heilige Gees, sal kom en by hom woning maak. Dis die Vader se huis, maar God is drie-enig, is nie uit mekaar. Dis 3 in 1, 1 in 3. En ons sal kom en by hom woning maak. Want die ons het 'n droom gehad in Genesis 1. Mense wat twyfel oor die drie eenheid, maar hoe werk? Genesis 1. Laat ons mense maak. Hier's 'n droom in die ons, Vader, Seun, Heilige Gees. Dan met hierdie boodskap, wie sal vir ons gaan? Hoor Jesaja, die profeet, wat in die hemel gesê word. God wat vir homself sê, wie sal vir ons gaan? En Jesaja sê, hier is ek. En Jesus begin, hy word groot met Josef, en hier is dit die oomblik van waar hy die mission wat hy voor op aarde gekom het,
inbeweeg in dit in, en ons sien hom waar, in die doop. En wie is daar? Die ons. Die seun word gedoop. Heilige Gees kom soos die duif. Die Vader spreek uit die hemel en sê, dis my geliefde seun in wie ek welbehaag het. En dan, wat gebeur verder met ons, Vader, Seun, Heilige Gees? As iemand my lief het, en is eg, en hy besef en hy sien die liefde wat Vader vir hom het, dan kom ons, en ons maak by hom woning, want ons is 'n familie. Ons is 'n familie. Die nuwe Jerusalem uit die hemel. En wat sal dit wees? God wat onder sy volk woon. Hardloop ek 'n bietjie vooruit. Sy familie. Sy familie. Hê respek vir die een wat alles gegee het, sodat ons 'n familie kan wees. As jy respek het vir wat God gedoen het, dit gaan vir jou sê hoe jy jou posisioneer in die familie, en hoe hulle moet mooi optree, en as hulle nie mooi optree nie, dan wip ek my, met 'n heilige, kantige, heilige wip, en dan sê dit vir my, hoe ek gaan my commit, of hoe gaan ek my nie commit nie, en dan so 'n pragtige, slimde moontjie gaan vir my sê, wat is my selfregverdiging? Hoekom nie? Na COVID sê hulle, miljoene, honderde miljoene, wat net nie teruggegaan het kerk toe nie. Amerika en hoeveel in Europa. Maar ek sê nee. Die vyand het probeer slag verwoes. Dis eerder dat daar miljoene sterf van COVID. Hallo? As wat daar miljoene hulle rug op God draai en uit die kerk uit. Klink vreeslik as ek so sê. Maar wat sê ek? Wanneer aarde geskit word, wanneer die hemele geskit word, en die skrif sê, hy gaan alles skit. Wie? Die duiwel. Ja, die Here. Hy gaan alles skit, sodat ons sien, hier bou ons met robbies, hier bou ons soos ons eie vlees en gemors, en ons eie idees sê, dit is hoe ons moet bou. En deur God se genade kom skit hy dit, sodat ek môre sê, o Gats, Heilige Gees help my om nou reg te bou. Gelukkig het jy die kraak in die fondasie gesien. Gelukkig het jy daai kraak gesien, sodat wanneer jy nou hierdie gebou hier oprig, dit nie inval, en is een onsaglike chaos en trauma, waar dit inval op 'n klomp mense nie. Nee, die Here gaan ons help. Woning van God. Nommer 6, die volk van God, 1 Petrus 2:9. You are a chosen race. You are a uitverkore geslag. Ons is die volk van God. Hy sal vir ons 'n God wees, en ons sal vir hom 'n volk wees. En al die volke sal kom, en hy sal onder die volke woon. Hy self sal die lig wees, sê die skrif. En onder die volke sal hy beweeg. So daar's 'n volk wat die vyand wil bring in 'n ding van rasisme en hoogmoed. Dis wat die vyand die konsep wil vuil maak. Maar nee, daar's 'n volk, en jy's deel van daardie volk, en dis die volk van God. So as ander mense vir jou vra, wat se nasie is jy? Ek is deel van die volk van God. Super spiritual, jy weet. Ag, vat eers daai geleentheid toe, wees wys en soek, tydig en ontydig, sê die skrif, geleentheid, om iets van God te sê. Ek is deel van die volk van God, maar waar God my geplaas het, is hier so in Suid-Afrika. Ek is 'n Nigeriër, of ek is 'n Suid-Afrikaner, of ek is 'n Sotho man, ek is 'n Afrikaanse man, ek is 'n Engelsman, ek is, nee, hy's 'n Rooinek. Hallo, en jy eer daai volk, want vanuit daai volk is God besig om vir hom 'n kerk te bou, Jesus. Is God besig om vir hom die bruid skoon te maak vir sy seun. Is God besig om vir hom hierdie plek voor te berei, sy droom wat 'n realiteit word. Hy sal tussen die volke woon. Amen. Ons is met mekaar. Volk van God, my lewe in die familie. 6, 7. Broers en susters in God se familie.
Broers en susters, ons sal baie keer sê in van die sisterskerke en so aan, wat hulle gesê, geliefdes in die Here. En dan het baie gespot, dis arrogant. Nee, geliefdes, wat beteken dit? Die skrif praat van geliefdes. Dis om te sê, my geliefde broer, wat beteken dit? Dit beteken nie eerstens ek erken dat ek jou lief het nie. Dit beteken eerstens, onthou, jy's geliefd deur die hemel. Daar's 'n God wat jou lief het, daar's 'n Vader wat jou lief het, daar's Jesus wat jou lief het, daar's Heilige Gees wat jou lief het, wat jou nooit sal begewe en verlaat. Geliefdes in die Here, sê Paulus. Geliefdes in die Here, in die een wat jou lief het. Ek wil vir julle 'n brief skryf, Paulus, en hy sê, julle, wat deur God lief gehaat word, gehê word, hoe sê ons? Julle, wat die liefde van God het, julle het dit. Ek wil met julle praat. So begin hy. En dis jou boetie, dis jou sussie. As jy sukkel om hulle lief te hê, dan is dit omdat jy sukkel om God lief te hê en jouself lief te hê. As jy sukkel om jou boetie en jou sussie lief te hê, ek praat nie van die, ek is so lief vir jou. Liefde is baie keer 'n keuse. Maar aan die einde van die dag, daai keuse moet nie so 'n keuse bly nie. Jy weet, daai keuse, as hy eg is, dan word dit 'n passie. En daai liefde is bereid om sy lewe te gee vir daai broer. Sy lewe te gee vir daai sis, want dit is die tipe van liefde. Kyk die liefde wat God aan ons bewys het. Bewys dat dit nie cheap, it's not cheap love. Dis nie goedkoop liefdekies nie. Dis nie goedkoop goedjies wat ons praat in 'n godsdienstige opset nie. Nee, maar my broer, my sis, jy's geliefd deur die Here. En die liefde in jou is eg. En daarom, net omdat hy egte liefde in jou gesit het, verwag hy van 'n egtheid. Met daai egte goudliefde, skoon, mooi liefde, moet jy jouself lief hê. En dan ander, soos wat jy jou lief het. Maar as dit issues met jouself, dan het jy issues met mense. Hoekom kan jy gou 'n issue met iemand hê? Want jy het 'n issue met jouself. Hoekom het jy 'n issue met jouself? Omdat jy nog nie God se liefde aanvaar het en hom begin lief hê met daai liefde. Maar laat daai liefde lewe. Laat die liefde lewe. Kom ons sê, laat die liefde lewe. Maar dis liefde wat moet lewe tussen jou en jou God in die familie. Ek gee vir jou die voorbeeld, sê jou pa. Soos wat ek jou lief hê, so moet jy my lief hê. En soos wat ek en jy liefde vir mekaar het, so moet jy jouself lief hê. En so moet jy my familie lief hê. My familie moet jy lief hê. Het hulle lief, omdat hulle deel is van God se familie. Klaar. Jy sukkel om my ou lief te hê, want jy glo hy is 'n kind van Satan. Of, jy kan hom lief hê, want jy het respek dat God hom lief het en hy is deel van God se familie. Daarom kies jy om hom lief te hê. Andersins moenie jouself mislei nie, moenie lieg vir jouself nie, moenie 'n leienaar wees nie, sê dis 'n kind van Satan. En as die ergste van alles nog, dan sê die Bybel, jy moet jou vyande lief hê. Maar dis 'n ding vir 'n ander dag. Broers en susters in God se familie. Nommer 8. Dit gaan vir die einde van hierdie ene. Skape van sy kudde. Almal sê meh. Ja. Okay, skape. Skape is stupid goed. Ongelukkig. Jy weet, as die een skaap daar in die modder ingaan daar by die kraans af, dan volg al die ander skape daar ook nie daar af. Hoekom is daar nie 'n herder van bokke eerstens nie? Maar hoekom praat die skrif van herder van skape? Want die skape is afhanklik van 'n herder. 'n Skaap kan hom nie verdedig nie. Hy kan nie daar so daar by die berg opgaan nie. Hallo? Hy's kwesbaar. Hallo? Verstaan? Die kudde, en ons praat hierso van die kudde. Dis die een wat nie by die kudde is nie. Hy is die verlore skaap. Dis nie die een wat nie saam met die herder loop eerstens nie. Daar's 'n skaapie met die herder en die
skapie met die herder, en as die skapie met die herder, elkeen het sy verhouding met die Here, en ons sien dat elkeen is 'n skapie, en vir elke skapie is daar apart die herder, want die Here loop met my 'n unieke pad, en ek sien dit so, en ek is nou hier, en die Here verstaan my hart, hoekom ek nie deel is van 'n kudde nie. Skrif sê daar's verskillende kuddes self. Maar ander dag. Wat sê ek? Skape is in 'n kudde, klaar. Daar's nie 'n ding nie. En 'n skaap wat alleen sy ding doen, word genoem 'n verlore skaap. Hy's nog 'n skaap, jy's kind van God, maar jy's verlore in jou kop. Jy's verlore in jou denke. Jy's verlore in jou manier van doen. Want daai lelike skaap het my seer gemaak. Daai skaap het my geskop. Ek is nie so mooi soos daai skaap nie. Of wat ook al, man. Familie van God. Jou lewe in die familie van God. Ag, doen 'n reeks van 8 preke oor die kudde en jy as 'n skaap. Gaan kyk vir 10 ure oor Psalm 23, al die goudbeginsels wat daarin is. En hoe die herder homself gee vir 'n skaap. Nee, die Here het nie sy lewe vir jou gegee nie, ek's jammer. Hy het sy lewe vir 'n volk gegee. Hy het sy lewe vir 'n kudde gegee. Die herder lê sy lewe neer vir die skape. Vir die skaap, nee, vir die skape. Jesus het gekom en hy het gesterf vir die wêreld. Wat is die wêreld? Want so lief het God die gemorswêreld gehad. Nee, want so lief het God hierdie droomwêreld gehad. En hierdie droomwêreld waarvoor Jesus gesterf het, is 'n familie. Want so lief het God 'n familie gehad. So lief het God 'n familie gehad dat hy sy seun gegee het om te sterf vir die familie waaroor sy pa gedroom het. Kom ons word groot. En hê respek vir hierdie God se droom. Wat besluit het ons sal 'n familie wees. En sit geen vinger na 'n ander kerk nie, na 'n ander groep. Ja, daar's goed wat ons sal sê, dit is hoe dit werk volgens die woord. Dis wat ons glo wat die Heilige Gees sê, hoe dit moet werk. En daai kerk doen dit nie so nie. En daai kerk, dit is verkeerd van daai kerk en dit is en daar's goedjies wat verkeerd is, ja. Weet jy, daar's maar 'n paar goedjies wat van ons verkeerd is. Maar ons weet dit nie en ons vra Heilige Gees om ons te help met dit, nê. En jy bid, Here, mag my kinders, may they see the inaccuracies in me and learn from that. Even the inaccuracies about the word. Mag hulle baie meer openbaring van die woord hê, wat ek vandag nog nie verstaan nie. Mag my kinders baie meer van die woord verstaan, wanneer ek dalk hemel toe is, of hoe ook al, môre, oor 10 jaar, mag hulle baie meer verstaan, as wat ek verstaan. Want die bruid word meer en meer en meer en meer gereed vir die koms, vir die bruidegom. Amen. Nommer 9. Konings met die koning van alle konings. Ons het daaroor gepraat. Openbaring 1 vers 6 wat sê, julle sal vir ewig, al hierdie 10 punte is dan nou dit, wat tot in alle ewigheid is. Van die ander goed wat ons gaan praat, is dit wat nie tot in ewigheid is nie, is wat jou roeping op aarde is, en wat God vir jou op aarde het, en wie jy is op aarde. Maar hierdie is vir ewig. Hierdie is vir ewig. Familie is God se droom. Hierdie 10 punte is Vader se droom oor jou. En jy is deel van daai droom. Hallo? Koning met die koning van alle konings. So wat beteken dit? Waar jy loop, loop jy met autoriteit. Waar jy loop, where you walk, there walks the authority of heaven. Unless jy besluit het in jou lewe. My autoriteit, my opinie, die finale autoriteit. Die finale sê. My grille of my wat ek voel, wat ek nie voel nie, hoe ek het voel, hoe ek nie voel nie. Wat moet hierdie goed doen as ek dit hoor? As jy dit hoor, wat moet dit in jou bring? Veroordeling nie. Wat moet dit in jou bring? Nederigheid, afhanklikheid, oorgawe, roem in niks behalwe die kruis. 'n skokbesef opnuut van wat ek is net genade. Wat ek het is net geleen, né? Sê daai sin.
Selfs die tempel wat in jy in bly, is net geleen. Koning met die koning van alle konings. So, hierdie persoon, I come to you in the name of the Lord. Dis 'n koning wat na Goliat toe kom, Dawid. Ek kom as 'n koning na jou toe. I come to you in the name of the Lord of hosts. Ek kom na jou toe in die naam van die koning bo alle konings. So wat jy jouself wil noem, wat Filistynse koningkie homself wil noem, watter groot gesag daar buite is. Ek kom in die naam van die koning. Daar in die skool, daar waar jy is, en hierdie ouens compromise. Ja, as jy nou maar net glo dit, jy weet, jy moet nou maar net aangaan. Jy moet nou maar net aangaan. En die stres, en partykeer die angstigheid, en partykeer daai goedjies, is daar deel van die oorsprong is, omdat ek nie besef, ek is 'n koning, nie hier op my Bosveld plaas nie. Ek is 'n koning, saam met die koning van hierdie koning. Koning van alle konings. The authority above all. The authority above all. That has authority. God sê, jy het die gesag. Ek gee jou my naam, om in te vlug. Ek gee jou my naam, dat in my naam het jy oorwinning. In my naam het jy verlossing. In my naam het jy sukses. In my naam het jy 'n toekoms. Ek gee dit vir jou. Ek gee jou die autoriteit van my naam. En ek maak jou 'n koning om tot in ewigheid te onthou die gesag wat jy het in my naam. Want ek het jou gered in my naam. Daarom sal jy saam met my regeer as koning tot in alle ewigheid. Konings. Koning van alle konings. Laat dit so wees. En die laaste een. Priesters met die hoë priester. Openbaring 5 vers 10. Priesters met die hoë priester. Wat is die priester? Die priester is die een wat weet hoe om God se teenwoordigheid te kom. Die priester is die een wat in God se teenwoordigheid kom. Hallo, goeiemôre. Jy is geroep vir ewig. Julle sal as konings en priesters saam met my regeer. Daarom sê die skrif, daar in Genesis, Exodus 19, sê God al vir die volk, julle is 'n koninklike priesterdom. Wat is dit? Julle het autoriteit en intimiteit. Jy het 'n verhouding met iemand, en dan skielik is daai persoon kwaai met jou, want hy sê, los hierdie goed, deel met hierdie ding. Hierdie ding in jou lewe is verkeerd. Hey, jy is my vriend, jy kan my nie veroordeel nie. Moet nou nie houding trek hier met my nie. Dis nou meer tieners wat dalk so sal sê. Jy is my pel, dit beteken jy moet vir my cover. Cover wat? Cover in duisternis. As jy my pel is en jy cover vir my in duisternis, dan weet ek ten minste ek kan jou nooit vertrou nie. Want jy gaan nie in die waarheid bly nie. Jy is bereid om die waarheid te verander. Jy is die tipe ou, jy is die tipe van vletjie ou, sonder karakter, sonder integriteit. Dis hoekom jy my pel is. Want voor pa en ma sal ons so praat, en daar by die skool sal ons so praat, en hier met hierdie ander pelle sal ek so praat. Jy is my pel, want jy is so vletjie en onbetroubaar, en sonder integriteit en sonder karakter soos ek. En die duiweltjies sit terug, eet hulle popcorn en lag vir die comedy. Dis nou daai ouetjies wat so praat. Nee, nie meer nie, dis klaar, in Jesus naam. Dis verby in Jesus naam. Ons los daai robbies net hier as ons hier uitstap. Amen. Jy word 'n man van integriteit, van karakter. En die ouens weet, ek gaan nou nie so kan maak nie. Hoe sê ek altyd vir die dames en die mans wat wil trou en wat so kyk na mekaar, ons het 'n paar, ons het die vakansieskool lekker klomp mense gehad, maar daar was 'n paar knolle, hoor. Jo. En dan is daar 'n knol van hierdie plek af, en dan is knolle van daai plek, maar dit is net so. Dan is dieselfde tipe knol, by dieselfde tipe knol, wat vir mekaar kyk. Jy weet. Nou, julle mooi uit mekaar uithou. Wat sê ons vir mekaar? Wat sê ek altyd vir die ouens? As jy 'n pel het, of as jy 'n ou het, en hy wil aan jou raak, soos wat nie reg is nie, weet net, dan sê ek vir hy dame, jy kan hierdie ou nie vertrou nie, wil jy met so ou trou eendag?
wat hy sê ja vir die Here, hy sê ja vir leierskap, hy sê ja vir pa en ma, maar hier agteraf doen hy iets anderste. Eendag, dan sê hy ja vir jou, dan sê hy verantwoordelikheid nie eerstens ja teenoor pa, en ja teenoor ma, en ja teenoor hy leier, dan sy eerste verantwoordelikheid teenoor jou, waarvoor hy ja gesê het. Maar jy weet, dat ja beteken niks. En dis die tipe ou, wat ja sê vir mense, maar hier agteraf is dit nie. So hier jy man en vrou 'n fight. En daar by die werk is daar 'n girl, wat hom net 'n drukkie gee, want sy sien, hy gaan deur 'n moeilike tyd. Daar was niks bedoel nie. Daar was niks bedoel. En daar was regtig niks nie. Maar die vrou weet, maar my man is die tipe man, en dit is nie wat 'n ou sê nie, maar dit is die man wat kan ja sê en nee doen op 'n ander plek. Kom ons word die mense in die familie van God, waar ons mekaar kan vertrou. Amen. Hierdie punt praat van intimiteit. Intimiteit is 'n morsige storie in die strategie van die duiwel. Dis 'n welis, dis 'n manipulerende ding, dis is 'n mors storie. Hallo? Maar intimiteit voor God is skoon. Daarom is priesterskap 'n priester wat in sy teenwoordigheid kom en intiem met hom is. As priester is jy geroep vir intimiteit. As koning is jy geroep vir autoriteit. Autoriteit wanneer jy na die wêreld kyk. Intimiteit wanneer jy na God kyk. Kom ons sê autoriteit wanneer ek na die wêreld kyk. Intimiteit wanneer ek na God kyk. Voor God lê ek die krone neer, die 24 ouderlinge. Daai kroon wat jy ontvang in die hemel, is om voor God neer te lê. Maar voor die wêreld is daar 'n kroon wat die getuienis is. Vir ewig sal jy getuienis hê. En die kroon sal wees jou getuienisse vir ewig in die hemel. Tot mense, en hoe die Here vir jou oorwinning gegee het, en hoe jy met autoriteit kon wandel, en hoe, net deur genade, maar met autoriteit. Maar as jy na God kyk, wat is die eerste ding jy leer hom neer? God, dit was alles U. Dit was alles U. Dit was alles U. Daai kroon vir jou as 'n koning en as 'n priester. Vir ewig in die familie van God. Here, kom en doen wat U wil doen. Vader, ek bid vir elke boetie en sussie wat hier so sit, wat seer gekry het in familie, wat seer gemaak het, ander in 'n familie, waar mense hulle familie hulle verwerp het, waar hulle familie verwerp het. O Here, vergewe ons arrogansie. Vergewe ons arrogansie. Here, ons gaan nie sit met issues met boeties en sissies nie. Want ons noem hulle nie kinders van die duiwel nie. Maar hulle is kinders van God. Here, daar waar U elke man en vrou in hierdie plek dan geroep het om te wees, as dit hierdie familie is, leer hulle, Here, hoe om in hierdie familie te oefen. Hoe om U familie te wees. Te oefen, hoe om U droom te leef. U droom, waar U pa wil wees en ons U kinders. Leer ons dit, Here. Leer ons so lewe, dat dit nie oor onsself sal gaan nie, asseblief, Here, maar dat dit oor U sal gaan. Dat ons strategies sal leef as 'n lewende steen. Strategies sal leef. Dat wat ons bou, sal 'n plek wees waar U welkom is, Vader God. Dat wat ons bou, met ons werk, met ons wandel, met ons verhoudinge, met ons drome, met ons, dit wat ons het, Here, dat wat ons sal bou, sal die plek wees waar U so welkom sal wees. Ons vertrou U daarvoor, Vader. En so gee ons as 'n eenheid onsself vir hierdie roeping, vir hierdie lewe. Want ons kies om respek vir die familie van God te hê, omdat ons respek het vir U droom, en respek het vir U hart, en respek het vir U as Vader. Ons loof U daarvoor, Vader, in Jesus naam, en in daardie naam alleen. Amen, amen.